Hallo maats. Dankie tog as ons weer bietjie by mekaar, hè. Voel jy die koue? Waar is jou kombersie? Waar is jou bersie? Kry jou bersie. Kom. Sit gou hier by my, ons gaan 'n lekker storie lees. Alright, ons het nou gehoor Samuel moet vir Dawid gaan salf. Hy doen dit voor al sy boeties. En Dawid beland in die koning se paleis, in Saul se paleis. Hy moet nou vir Saul werk. Nou moet hy sy gitaar klink 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 speel as die bose gees nou vir Saul kom aanval. En dan omdat God se gees by Dawid was, gaan hy bose gees sommer vinnig weg. Goed. Luister nou, wat gebeur nou? Nou ek net sien tot waar moet ek lees, want anders lees ek die hele wêreld lank. Okay, ek weet. Goed, hoor wat gebeur nou hier. Die Filistyne het hulle soldate bymekaar gemaak vir oorlog. En by Soko, wat in Juda is, saamgekom. Hulle kamp was by Efes-Damim, en dit is nou tussen Soko en Aseka. Jy weet ons was dit, Soko is, ja, daar. Saul en die Israeliete het ook by mekaar gekom. Want hulle het nou gesê, you have a fight, let's fight, baby. We will fight you. Hulle kamp was by Eike-laagte, die Israeliete. Hulle het gereed gemaak om teen die Filistyne te veg. Dan gaan dit oorlog wees. Ja! Okay, die Filistyne en die Israeliete het kamp opgeslaan op 2 bulte weerskante van 'n spruit. So, dit was nou soos, hier's 'n bergie, dis 'n bult, en hier's 'n bergie, dis 'n bult, en 'n spruit is mos nou 'n riviertjie, kabbel. Nou so met ander woorde, hierso het die Filistyne gestaan, ja, ons kyk vir julle, en hierdie Israeliete gestaan, ons kyk vir julle, en dan die onder toe, daar loop die watertjies nou, nie? Imagine nou, julle kan ons nou julle imagination gebruik. Dis nou hoe dit daar lyk. En toe, daar kom toe 'n voorvegter uit die kamp van die Filistyne. Sy naam was Goliat. Hy het uit die dorp Gat gekom. En hy was amper 3 meter lank. Weet jy lank is 3 meter? Ek gaan jou sê hoe lank is 3 meter. Ek het die typie vanmiddag gaan vat, nie? 3 meter is hoër as ons die dak, waar die dak begin. Hy sal nie eers by die deur inkom nie. Hy's langer, sy kop gaan, 3 meter is tot by die ceiling is hier so by die dak. Hy gaan nie eers in ons huis kan kom, so groot staan uit, nie? 3 meter. Vra jou pa, hy met sy typie vir jou gee, hy sal love om sy type vir jou te gee, want hy love sulke tools. Sê vir hom, jy wil gaan weet hoe hoog is 3 meter, sê vir hom. Boetie, daar kom hy. Die man het 'n brons helm, 'n helmet is 'n helm, is 'n helmet, op sy kop gehad en 'n veghemp met brons skubbe. Nou brons, dit lyk soos goud, maar is meer soos 'n orange goud, nie? Vra jou ma, sy wil vir jou wys hoe lyk brons. So hy het die brons helmet op, en hierdie ding wat sy hart nou beskerm, hierdie ding, nee, hierdie jakkie, hy het sulke skubbe op, soos Aquaman, maar net soos, Aquaman is 'n good guy, Goliat is 'n baddie. Net daai veghempie van hom was 57 kg. Gaan weeg bietjie jou ma, sy weeg 57 kg. So swaar was daai jakkie van hom. Hy het brons beenskutte gedra en daar het 'n brons kromswaard tussen sy skouers gehang. Brons beenskutte is shin pads van die hokkie, nee, maar dit was van brons. Brons is so swaar, maar dit aan sy beenskutte, aan sy bene gehad om sy bene te beskerm, nee. En 'n kromswaard is soos 'n Aladdin se swaard so, en dan het hy sit tussen sy skouers hier agter gesit. Ja. So kromswaard en brons helmet en dan sulke skubbe ding hier so bo, dat sy hart beskerm word en brons shin pads. Dit was seker lekker swaar, hoor. Die handvatsel van sy spies het gelyk soos die balk waarin 'n mense wat weef hulle wol hang. Ek weet nie hoe dit lyk nie, maar dit is seker 'n groot ding. So balk, so groot swart stuk hout. Né? En die spies se ysterpunt, net die punt, het omtrent 6 kg geweeg. 6 kg! Gaan weeg bietjie jou baba, boetie.
6 kilogram, papi. Net daai punt van die spies van daai balk was 6 kilogram. Vat 'n bietjie paar pakke suiker. Sy sien swaar is dit. Woe! Ja? Man, wat 'n groot skuld dra het voorgeloop. Hy het nie eers sy skuld gedra, hy het gesê, "Hey, wie is die sterkste van julle? Kom, ja, jy." En dan moet hierdie ou sy skuld dra. Ek lag heeltyd sulke aan ding, want ek dink net, hy dra nie sy eie shield nie. Plus hy nou maar, ja, ek sê, nou hierdie ouetjie, nou loop hy nou voor Goliat met die shield, né? Dit moet ek lees. Hier staan ja. En dan, dit is hoe hy gelyk het. So jy moet nou die prentjie imagine, 3 meter lang, net die punt was 6 kilogram van sy groot spies, en 'n krom swaard, en die jakkie van die skibbe, en die beenshields, nee, dit is 'n grat, ek imagine hy het sulke wille hare ook gehad, nee. So, die Israeliete gaan uit in die Filistyne oorlog maak, en Goliat sê Filistyne se guy. Môre aand lees ons verder wat gebeur. Ek kan nie wag om jou uit die storie te vertel nie. Dis awesome. Maak goed jou oogies. Gou. Jesus, baie dankie dat U self sterker en groter is as Goliat. Dat U die sterkste en grootste in die hele wye wêreld is. Ons is vir U verskriklik lief. Amen. Jy moet lekker slaap hoor. Maak toe jou oogies. Love you boy.